Amen. Amen, liewe luisteraar, wat so groot voorreg het ons weer om in die skrifte in te kyk en te sien hoe op watter manier God ons verryk het in alle opsigte, soos hy in 1 Korintiërs 1 vers 5 skryf. Julle is verryk in alle opsigte. Om hierdie verryking deelagtig te word en absoluut daarin te delf, is so belangrik. Nou begin ons in Romeine 12 en dan kyk ons net 'n bietjie waar hierdie skeiding kom van die natuurlike na die geestelike. Mens moet in die geestelike inbeweeg, want God is gees en hulle wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Dit is so belangrik dat ou die geestelike implikasie van die hele skrifte sien en daarin begin lewe. Dit is een van die fasette wat ons definitief diep in moet kyk, anders verstaan ons niks nie. Baie mense dig liedere byvoorbeeld, sonder om na die skrifte te kyk, en hulle gaan absoluut teen die geestelike riem in, deur natuurlike denke. Dit is so belangrik dat 'n mens absoluut altyd, dat die skrif jou fondasie is, dat voor jy enige boodskap bring, of enige lied dig of skryf of sing, kyk of dit met die woord saamstem. Hierdie is God se woord, en dit is belangrik dat ons denke vernuwe, en absoluut net in die vernuwing van hierdie heerlikheid inbeweeg. Luister net na Romeine 12 weer. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel in lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. God het sy wil uitgespreek deur die skrifte, en as 'n ou nie in die volmaakte wil van God beweeg nie, dan is jy besig met jou eie teorieë, jy's besig met jou eie filosofieë, en dit gaan definitief nie werk nie. Jy gaan verarm word, in steede dat jy verryk word deur die skrifte. Met ander woorde, jy kan jou lied wat jy dig, verryk deur die skrifte. Jy kan jou boodskap wat jy wil bring, verryk deur die skrifte, maar jy moet in die skrifte inkyk. Jy kan nie die natuurlike aanspreek en die natuurlike verhef. Dit wat God tot niet gemaak het, wat hy tot niet verklaar het, soos byvoorbeeld sonde, tot niet verklaar. Jy's met 'n nodelose realiteit besig om oor sonde te preek en te praat, want God het dit uit die weg geruim om die blye boodskap na vore te bring. Maar hierdie blye boodskap kan alleen aanvaar en ervaar word deur die vernuwing van die denke. Nou sê hy byvoorbeeld dat julle liggame stel in lewende, heilige en aan God welgevalle offer. As jy nie verstaan dat toe Christus aan die kruis van Golgotha sterf, toe sterf jy beter nou jou liggaam in daardie realiteit sien as 'n natuurlike offer aan die kruis van Golgotha, sodat hy uit die weg uit kan kom en jy die geestelike implikasie van die kruis kan sien. Alleen deur dit te sien, kan jy in 'n volle werklikheid inbeweeg, waar dit nie meer jy is wat lewe nie, maar Christus wat nou in jou lewe. Dit is die groot geskenk wat God gekom het om aan die wêreld te skenk, aan elke mens te skenk. Dis daarom wat 2 Korintiërs 5 van vers 14 af sê, as die een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf. Hy het gesterf vir almal, sodat elke een wat in hom kan wees, 'n splinter nuwe skepping is. So dis so belangrik om te sien en in te beweeg in die geestelike riem, en absoluut daagliks daarin te begin beweeg, sodat
die natuurlike jou nooit weer sal kan treiter nie, dat jy absoluut al die tyd nugter en waaksaam sal wees om deur die krag en die heerlikheid wat God aan jou toebedeel het, die Heilige Gees wat nou in jou woon en jou antwoorde daaruit te kry. As enige iets nie op hierdie woord gebaseer is nie, dan is dit gewaarborg om te misluk. Hierdie woord is gees en lewe. Hierdie woord is die krag en die manier waarop die Heilige Gees beweeg en sy krag uitvoer in jou. Dit is hoe hy jou bekragtig. Dan sê hy byvoorbeeld, hierdie evangelie is die krag van God tot saligheid vir elke een wat glo, elke mens ingesluit. Dit maak nie saak wie of wat hy is op die oomblik nie, maar die oomblik wat jy inskakel by hierdie realiteit, begin jy 'n splinter nuwe realiteit ondervind. Jy begin sien dat daar is geestelike realiteite wat formuleer in jou, wat absoluut begin uitkom en wat in die heerlikheid van God gemanifesteer word. Absoluut altyd in die oorwinning. Absoluut altyd in die positiewe. Nooit weer ooit in 'n negatiewe situasie nie. Want hierdie God het gekom om vir ons lewe en lewe in oorvloed te gee. En dit is aan elke mens geskenk. Kolossense 1 van vers 26 af, ek haal sommer vry aan, sê hierdie verborgenheid was verborgen vir eeue en geslagte, maar is nou aan julle openbaar. Ek het dit al seker 1000 keer in boodskappe herhaal. As jy dit nie toepas nie, sal jy altyd in die vernedering bly. Jou hele lewe sal altyd gefokus wees op gee my Here en seën my en kom asseblief Heilige Gees, terwyl dit alles goed is wat reeds gebeur het. Die Heilige Gees het gekom, die Heilige Gees woon in jou. Hy kan nie deur jou waai en enige ou liedjie wat ons sing en dan raak jy in 'n euforia in die natuurlike, in 'n fisiese realm nie. Dit kan nooit so werk nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons standvastig in hierdie heerlikheid staan, standvastig in hierdie groot heerlikheid beweeg. Ons absoluut dag na dag inbeweeg in hierdie skrifte, om te sien hoe groot hierdie verlossing, hierdie heerlikheid is, wat God vir ons kom skenk het in sy enige gebore seun, wat eintlik hy self was. Dit is so belangrik, mense, dat jy sien tot watter mate God jou verryk het. En ons weet dat in die natuurlike realm kan dit glad nie verstaan nie. Die skrif sê ook duidelik dat die natuurlike realm kan nie die dinge van die gees verstaan nie. Hy het altyd gesê, nee, maar hy is maar net die seun van die carpenter, maar nooit kon sien dat hy die ewige verlossing gebring het vir hulle, die ewige verryking gebring het nie. Dit is so belangrik dat ons inkyk en met hom begin assosieer en absoluut diep inkyk en die heerlikhede begin ondervind wat vrylik vir ons gekom het, waartoe ons geen bydrae het nie. Ons weet dat die genade van God is iets wat vrylik aan ons geskenk is en dit verg geen bydrae van die mens nie. Romeine 11 vers 6 sê, as dit uit genade is, dan is dit nie meer deur werke nie, anders is genade nie meer genade nie. Daar is geen bydrae van die mense kant af nie. Nou dit is so belangrik om te sien in die Nuwe Testament. Daar was 'n oorgangsfase van die Ou Testament af na die Nuwe Testament toe. Van die Ou Testamentiese idees na die Nuwe Testamentiese kennis en heerlikheid. Dit wat in Christus gebeur het. En nie meer in die gelykenisse nie. Dit is so belangrik dat ons hierdie goed onder die knie kry, anders is ons verarm in elke opsig.
Luister net wat sê hy in Matteus 13 vers 11. Hy sê dit ook in Markus 4 vers 11. En dan verduidelik hy die gelykenisse wat 'n natuurlike ding is. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan glad nie oor gelykenisse nie. Mense preek nog gelykenisse vir jare en geslagte, maar dit gaan nie daaroor nie. Die hele natuurlike riekalm het 'n geestelike implikasie. Dit is om te sien wat die geestelike implikasie van die gelykenisse is. Anders verloor jy 100%. Luister net daarna. Hy sê, toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Twee tipes mense, hulle aan wie dit gegee is, en hulle aan wie dit nie gegee is nie. Dit hang alles af van jou insig in die skrifte. Vers 12. Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal in oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Hy sê dit ook in Jakobus 1. Hy sê, dis net vir hulle wat diep inkyk, in die volmaakte wet van die vryspraak. Dit is so belangrik om te sien, watter rykdomme in hierdie skrifte is, mense. En ons moet gedurig daarop inkyk en sien hoe dat hierdie nuwe realiteite vir ons lewendig word en dat ons die waarde daarvan sal kan besef en sal genereer. Hy sê in vers 13, daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer en hulle genesing ontvang nie. Dit is so belangrik, mense, dat ons wegbeweeg van die natuurlike riekalm. Die skeiding van die denke in Romeine 12 is absoluut die belangrikheid van om weg te beweeg uit die natuurlike en absoluut in die geestelike in te kyk en te sien hoe dat jy reeds verryk is in alle opsigte. Daardie skrifgie wat ek aangehaal het in Kolossense 1 van vers 26, die 28ste vers sê, omdat hierdie verborgenheid nou aan ons bekend gemaak is, Christus in ons, kan ons nou elke mens volmaak in Christus voorstel. Dit is so belangrik om te sien dat die realiteit van die geestelike riekalm kan onmiddellik in jou substansie kry, as jy net gewillig is om die denke te verander en te sien dat jy nou 'n geesmens is, dat die hele Bybel 'n geestelike boek is, want dis die krag van God tot saligheid. God is gees en die wat hom wil dien, moet hom in gees en in waarheid dien. Die waarheid het net in Christus gekom. Daar is geen ander waarheid, geen ander evangelie as dit wat in Christus gekom het nie. Dit is daardie verryking wat aan die kruis plaasgevind het, wat ons nou moet waardeer en ontgin in alle opsigte en toelaat dat daardie heerlikhede in en deur ons manifesteer. Dit help niks as hy vir jou byvoorbeeld sê dat jy is nou geheilig in Christus en jy aanvaar nie dat jy heilig is nie. Iemand by jou vra, is jy nou heilig of is jy nie heilig? En jy bly maar sê, nee, ek is maar net 'n arme sondaar. Dan verloor jy spreek 'n vloek oor jouself uit, want God het jou vervolmaak. Hy het aan jou die volle heerlikheid van sy realiteite geskenk. Miskien moet ek net eers weer daarheen gaan en laat ons net absoluut seker maak dat ons hierdie realiteite verstaan, want dit is groot. Dit wat hy kom doen het aan die kruis, dit wat hy vir jou geword het,
Dis nie meer jy wat lewe nie, dis nou Christus in jou. Jy moet al die tyd weet dat dit wat die skrifte jou aanbied, is 'n werklikheid. Jy moet in daardie werklikheid begin beweeg, dag na dag. Luister net wat sê hy in 1 Korintiërs 1 vers 30. Deur God is julle nou in Christus Jesus, want God het die hele wêreld in Christus gesit toe hy sterf aan die kruis. Die hele wêreld uit die weg geruim en vir hulle 'n nuwe lewe geskenk. Maar dis jou voorreg om of die lewe te aanvaar of dit te verwerp. Aan alle mense is hierdie geskenk gegee, maar dis jou voorreg om dit te verwerp of te aanvaar. Nou luister net wat hierdie geskenk is. Hy sê, maar deur God is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God. Die geestelike realiteit van hierdie skrifte word nou jou wysheid, dat jy in alle opsigte in die wysheid van God kan wandel. Hy word jou geregtigheid, 100% geregtig. Jy is heilig soos heilig is wat God is. 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, deur ons verbondenheid met Christus, het ons nou een gees met God geword. Jy kan nie 'n hoër kwaliteit van lewe, kan jy nie kry as die geestelike lewe nie. Maar dan moet jy bereid wees om in te beweeg en nie toe te laat dat die natuurlike jou ooit weer intimideer nie, maar absoluut weet dat jy is van hierdie groot God afhanklik en hy is die een wat vir ons sorg, wat daagliks vir ons intree, wat daagliks ons onderhou. So dis so wonderlik. Hy sê, hy het nou vir ons geword, ons wysheid, ons geregtigheid, ons heiligmaking. Nie die heiligmaking wat jy bewerk nie, 'n nuwe realiteit. Hierdie is Nuwe Testament mense. Die Ou Testament het nog oorgespoel in die Nuwe Testament inselfs, deur die Joodse apostels. Al die apostels was Jode en toe Christus sterf en opstaan, toe verstaan hulle nog niks nie. Hulle verstaan nog nie dat hy die redder van die wêreld is nie. In Markus 16 vers 14 moet hy hulle aanspreek oor hulle ongeloof dat hulle nie kon sien dat hy die Messias is nie. Deur al die ondervindinge wat hulle gehad het, kon hulle nie dit sien nie. Kan jy dink ons is nou in die 20ste eeu en sommige mense is nog so blind as wat kan kom. Hulle kan nie die geestelike realiteit sien wat God vir jou bereik het nie. Hulle probeer dit nog uit hulle eie pogings bereik. Hulle probeer nog deur die Ou Testamentiese idees wat oorgespoel het in die Nuwe Testament by 'n heiligheid uitkom, by 'n geregtigheid uitkom, by 'n versoening uitkom, bid en smeek en vas vir 'n nuwe realiteit. Terwyl God dit vir jou vrylik gegee het. Jou deel is om deur die geloof te lewe. Dit is so belangrik dat ons in elke opsig dan sal sien hoe ons verryk is en hoe ons in hierdie verryking van 'n nuwe lewe kan wandel. Ons in skrifte kyk na ons eie lewe. Hy sê byvoorbeeld in Jakobus 1, hoe dom kan jy wees as jy jou sien hoe hy jou verryk het in alle opsigte, hoe dat jy 'n nuwe skepsel in Christus is. Maar die oomblik as jy weggaan van die skrifte af, dan vergeet jy hoe jy gelyk het. So pateties, as jy dink hoe 'n mens wispelturig kan wees, in steede om standvastig te wees in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Daarom wat Paulus in Galasiërs 5 vers 1 skryf. Broeders, staan nou in hierdie vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. En laat julle nie weer onder 'n juk van slawerny plaas, waar julle soebat en God smeek vir genade en redding en teenwoordigheid nie. Hy woon in jou, sy gees woon in jou. Hy het homself vir jou geskenk. Jou deel is om te aanvaar en dit te ervaar. Die grootste wonder van wonders,
die grootste rykdom van alle rykdomme wat jy ooit kan verkry, is hierin gesetel. Jy is reeds verryk in alle opsigte om enige oomblik gereed te wees vir 'n wederkoms van Christus, om in jou ewige heerlikheid, jou ewige erfdeel, jou onverganklike rykdom in te beweeg, sonder enige vrees, absoluut in 'n groot vrymoedigheid, die einde tegemoet te gaan, die einde van hierdie natuurlike realm, waar ons absoluut die geestelike realm kan betree, en in daardie rykdomme die heerlikheid van God sal sien, en hom verheerlik in alle ewigheid vir die rykdom wat hy vrylik aan ons geskenk het, sonder enige bydrae van onsself. Prys sy wonderlike naam vir so 'n groot en heerlike evangelie. Amen. I'm found was blind, but now